Kom ons praat oor moed deur God se hulp. Daar's 'n spesiale soort moed wat uit nie jou hart of jou wil kom nie, maar juis uit God se hart. Ons lees in Hebreërs 13 vers 6 daarvan. Daar word geskryf: "Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper. Ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen?" Nou hierdie vers staan in 'n konteks waar gelowiges aangemoedig word om nie geldgierig te wees nie. Hulle moet tevrede leef omdat God self beloof het om hulle nooit te verlaat of nooit te versaak nie. Met ander woorde, moed floreer wanneer jy weet jy word gedra en gehelp deur God. Nou wanneer jy vandag dink aan vrese wat jy soms vasdruk, moet jy onthou, God se hulp is nie 'n vae idee nie. God se hulp is 'n werklikheid wat jou dra, wat jou lei, wat jou versterk. So moed beteken nie, jy is nie bang nie. Moed beteken wel dat jy vorentoe beweeg, al voel jy bang, want jy weet, ek is nie alleen nie. Selfs moderne sielkunde bevestig hierdie dinamiek. Navorsing in positiewe sielkunde wys dat 'n gesonde perspektief op moed mense help om vrees te hanteer en voller te leef. Ek sien dat jy, wanneer jy glo, dat jy ondersteun word deur God, dat jy sterker groei, dat jy innerlik groei, en jou brein word letterlik meer geneig om risiko's te hanteer en hoopvol op te tree. Dis wat ek in daardie navorsing sien. Jou vrees verloor sy greep op jou wanneer jy op God vertrou. So dink net 'n oomblik terug, waar het God jou gehelp? Skryf dit neer, of deel dit met iemand of stuur vir jou 'n WhatsApp aan jouself, sodat jy juis hierdie geleenthede kan onthou. Want telkens wanneer mense hierdie goed lees, telkens wanneer jy onthou God het gehelp, dan weet jy weer en jy versterk jou brein daarmee, om te kan onthou, ek kan moed hê met God se hulp, want kyk hoe het God al gehelp. En dan doen jy juist die ding wat jy al so lank uitstel. So as jy vandag met God se hulp optree, watter deur kan dalk moontlik juist vir jou oopgaan, omdat dit tot dusver nog gesluit gevoel het, want jy het nie die moed gevoel om dit te doen nie. So, doen dit eenvoudig. Leef geïnspireerd.